Goeienaand en hartlik welkom hier weer vanaand by my op 'n Dinsdag aand 6:30 op die aanlyn kerk hier op Facebook waar ons uitsaai en waar ons die Bybelstudie so lekker met mekaar deel. Ons trek vanaand by les 8, die bloed van Jesus Christus, die doel van die bloed en al die dinge, maar voor ons begin, kom ons share die boodskap daarna ons tydlyne toe, na ons status toe, en ons is opgewonde om vanaand weer so lekker in u teenwoordigheid te wees. Geniet dit saam met ons, geniet die lied saam met ons, ek het dit so lekker geskryf vir ons uitsending vanaand. Christus, los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Sy offer is ewig bringer stel, die allerheiligste is oop, ons kan en gaan, vergifnis vra. So ver soos die ooste van die weste word ons sonde verwyder, al was dit soos skarlaken, wit soos wol word ons gewas. Stukkie vir stukkie word die berg van bederf in ons lewe weggesluit. Genade op genade, vergifnis so groot. Los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Van Christus is ons vry. Los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Wow, is dit nie amazing om het so te verstaan in die woord van die Here nie? En ons gaan vanaand lekker gesels oor die bloed van Jesus Christus, die doel van die bloed van die Here Jesus Christus. En dit laat my nou soms so dink aan Jesaja 1 vers 18. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. En al was dit so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Is dit nie amazing nie? Deur die bloed van die Here Jesus Christus was dit vir ons moontlik geweest. Nou kom ons luister dit net weer so lekker deur voor ons begin vanaand, dat almal net ingeskakel kry. Ek sien is skakel so 'n bietjie stadig in, so kom ons luister dit net weer lekker deur. Nuwe gebod gee ek aan julle, nie soos die ouwe nie. Los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Die bloed van Jesus bring vergifnis, bely om dit te ontvang. 'n Voorspraak het ons by die Vader, deur Christus. Los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Sy offer is ewig bringer stel, die allerheiligste is oop, ons kan en gaan, vergifnis vra. Soos die ooste van die weste word ons sonde verwyder, al was dit soos skarlaken, wit soos wol word ons gewas. Stukkie vir stukkie word die berg van bederf in ons lewe weggesluit. Genade op genade, vergifnis so groot. Los van die vloek,
die wet verbind aan Christus ons Heer. Deur die bloed van Christus is ons vry. Los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Los van die vloek, die wet verbind aan Christus ons Heer. Wow, is dit nie amazing nie? Prys die Here. Ek wil vanaand eers vir almal baie dankie sê wat sy vir my gebid het. Almal het seker gewonder wat sy gesiggie gaan hulle vanaand hier kry. Nou ek loof die Here. Ek was nog gister redelik misvorm gewees. Ek het gelyk of ek van 'n ander planeet afkom, vol sere en dinge, dit gelyk of ek 'n vreeslike val agter die blad het. Maar ek loof die Here, vanaand kan ek hier wees op die lig saam met u. Ja, dit was my hartseer om te dink ek kan dalk nie uitsaai nie. Dit lyk maar nog so 'n bietjie rof hier onder die gremeringkies, maar ons kan dit doen vanaand. Prys die Here. Baie dankie vir elkeen se gebede, liefde, omgee, oproepe, boodskappe, alles wat ek ontvang het. Dit is net so amazing van almal. En dan wil ons ook net vanaand vir Michelle bid. Sy het 'n verskriklike oorpyn aan haar. Sy sê dit voel letterlik of haar oor bars. So ons bid ook vanaand dat die Here haar sal help met daai vreeslike oor van haar en dat hy haar ook sal aanraak en gesond maak. Nou ons loof ook die Here vir die naweek wat verby is. Joh, al die mooi getuienisse wat ons ontvang het, die versterking wat ons ontvang het by ons medebroers en susters daar in Loetswil in Vredendal, 'n lieflike tyd gehad daar. Joh, as ek daaraan dink, wil ek net huil. Dit was 'n heerlikheid gewees. Ons loof die Here daarvoor. Ons loof die Here dat hy voorsien het, dat ons daarby kon uitkom en natuurlik ons harte en ons koppe en ons alles werk oortyd vir ons volgende roadtrip wat ons oor die land sal doen. So ons gaan nog met almal kontak. Ag, dankie Elmarie, ek waardeer dit. Jy sou nie 3 dae terug so gesê het nie. Maar baie dankie. Ja, gaan ons in elk geval 'n roadtrip hou oor die res van die land. Ons is opgewonde, tog ook vreeslik benoud. Ons wag op die Here vir ons die go-ahead te gee om te weet wanneer ons in daai karretjie moet klim en daai pad moet aandurf. So ons loof die Here, ons wil by almal uitkom wat nuut is. Daar's soveel nuwe mense wat ons Bybelstudie volg, wat deel is en ons wil ook by almal uitkom. So dit is net 'n opgewondenheid in ons harte dat die Here ons wel sal help en sal deurdra in dit alles. As jy vanaand luister en jy wil ons graag daar by jou hê, asseblief laat weet ons, dit voel so bietjie beter as iemand sê, hoorie, so ek wil jou graag hier by my hê, dan weet ons, as wat ons onsself net kom afdruk daar by jou, en dan weet ons hoe om ons pad te volg. So as jy ons daar in jou huisie wil akkommodeer, as jy ons wil sien, as jy ons nie kan akkommodeer nie, en ons kan net by jou kom kuier, asseblief laat weet vir ons, dit is altyd so 'n groot saak, en ons weet almal wil ons sien, ons weet almal is lief, maar kom ons begin dit maar op hierdie trant, dan kan ons weet watter kant toe. Prys die Here, dankie Peer. Ek hoop jy voel ook beter met daai rug van jou. Sjoe, is omtrent 'n storie. Ons bid ook nog vir Peer met sy rug. Nou kom ons bid vanaand lekker saam en dan vra ons die Here om ons te help. Vanaand is ek sit letterlik in bewe. Ek weet nie hoekom nie. Dit voel of ek maande laas op die lig was en is 'n geweldige verantwoordelikheid vanaand. Die bloed van Jesus Christus. Mens praat nie sommer net hier jy daaroor nie. Dit is vir my 'n baie groot saak. So ek bid dat die Here my vanaand sal help, sal lei, sal wysheid en insig gee om ook oor hierdie onderwerp so te kan deurpraat. So kom ons bid lekker saam. Vader, baie dankie dat ons weer vanaand in u teenwoordigheid kan wees. Dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u groot krag en heerlikheid. Vader, dit is vir my so 'n groot saak om net te weet u is my hemelse Vader. Ek kan na u toe kom, ek kan met u praat, ek kan my hart voor u uitstort, ek kan alles voor u bring wat ek nodig het, Here, wysheid en insig wat ek vanaand so verskriklik nodig het, dat u my sal help, dat u my sal help met woorde, met die regte woorde, Vader, dat ek dit sal praat en
Here, in liefde en in krag en in heerlikheid. Baie dankie daarvoor, Vader. U woord is so kosbaar, is so wonderbaar. Dit maak ons los en vry, want die waarheid van die woord maak ons vry. Baie dankie daarvoor dat U ons werklik lei om dit te verstaan volgens die woord van U. Vader, daar's nie allerhande idees en dinge in ons harte en koppe nie. Ons wil in een van sin, een van mening wees, want die waarheid het een mening, dit het een sin, Vader, en dit is waarna ons moet wandel. Ons kan nie verskillende opinies hê in die waarheid nie. Die Gees sal ons nooit in verskillende rigtings inlei nie. Die Gees sal ons in een rigting inlei, Vader, want die Gees getuig van die waarheid van die woord. Die Gees getuig nooit van homself nie, hy praat nooit van homself nie. Vader, en ek dank U vanaand dat ons, Here, kan weet, U sal ons lei vanaand, U sal ons help vanaand. Baie, baie dankie, Vader. Here, ek wil ook bid vir almal wat siek is vanaand. Ek dink spesiaal aan Michelle wat se oor, sy sê dit voel letterlik of dit wil bars, Here, en ek wil bid, Vader, dat U haar sal aanraak. Asseblief, Here, in ons hele gemeente bid saam, al die, Here, broers en susters, Here, voel in ons harte, ons wil net vir haar bid, Here, dat U haar sal aanraak. Here, daar speer vanaand met daai verskriklike rug van hom, en ons bid dat U hom sal help, en sal aanraak, en sal genees. Here, en dan dink ons nog steeds aan Mary, Vader, sy het al so gevorder, en daar sal so mooi vordering by haar, en Here, dit is so heerlikheid, Here, my God, om alles te hoor, en te sien, en te ervaar, en te sien toe sy daar sit, Here, ek kyk werklik vir 'n wonderwerk, en ek wil bid vanaand, dat U haar werklik verder sal deurdra, en dat U haar sal help, en dat U haar sal genees. Daar is jou myntjie, Vader, dat U haar sal, Here, heeltemal genees in haar liggaampie, Vader, asseblief, Here, in elkeen wat nodig het vanaand, en elkeen wat behoefte is, en elkeen, Here, wat net uitroep na U vanaand, dat U sal antwoord gee, en sal help, en sal deurdra, sal voorsien, Vader. Ek besef, dis weer die einde van die maand, daar is soveel benoudheid en dinge, en ek wil bid vanaand, dat U sal voorsien, Vader, asseblief, in elkeen se behoefte, en dit wat elkeen moet betaal, en moet hê, en moet uitsorteer, asseblief, Vader, ons kan U net so mooi vra, Here, dat U ons daaglikse brood vir ons sal voorsien, dit wat ons nodig het vandag, Here. Baie, baie, baie dankie daarvoor, Vader. Ons loof en ons prys U, en ek wil bid vir insig en wysheid, asseblief, Here. Ek wil ook bid vir Andrei in die ouer huis vanaand, Vader. My hart gaan so uit na hom toe. Here, terwyl hy daar lê, dit is nou al 'n jaar, Here. Het jy al so met ons gedeel, het al so met ons gepraat. Here, het al so baie dinge in Sandra se hart kom. Here, kom verander, kom laat deurbreek, en Here, daar het 'n vrug na vore gekom, en Here, ons kan nie meer vra nie, ons wil net vra dat U hom sal deurdra, dat U hom sal help, dat U met hom sal wees, Vader, asseblief, Here, dit is so mooi wat my man ook Sondag bedien het, as ons siek is, Here, U is nie uit ons harte uit nie, U verlaat ons nie, U is by ons, en ons dankie vanaand daarvoor, Here, dat ons weer vir ons broer kan bid daar in die ouer huis, vir versterking, vir krag, Here, en so vir Sandra wat hom moet bystaan, is glad nie 'n maklike pad nie, Here. Baie keer as ek daaraan dink, dan dink ek, Here, ek weet nie hoe doen sy dit nie, en ek vra net vanaand dat U haar sal deurdra, en sal versterk, en sal krag gee, wysheid en insig sal verleen, met alles wat sy moet doen. Baie, baie, baie dankie daarvoor, Vader, ek loof U, en ek prys U in Jesus se naam. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid om vanaand weer so lekker saam te bid. O ja, en vir klein Terry, ons bid vir klein Terry, Vader, ons bid vir klein Terry vanaand. Here, terwyl, Here, ook eintlik niemand weet wat is fout met Terry nie, hy kry hierdie geweldige koors, spikes, Vader, hulle het eers gedink dit is measles, en toe dink hulle dis klierkoors. Vader, ons bid vanaand vir klein Terry, dat U, Here, hom sal aanraak, Vader, dat U hom sal genees. U is ons hemelse Vader, en ons kan U aanroep, Here, daar's 'n moeder en 'n pa wat benoud is, Here, oor klein Terry, Vader, en ons bid, en ons almal is maar benoud oor ou klein Terry, dat U hom sal help, dat U hom sal genees, Vader, in daai ou klein liggaampie, in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Baie dankie, Vader. Amen. Loof die Here, dit is so lekker om saam te kan bid vir mekaar en vir almal, en dat die Here ons net help. Nou vanaand gaan ons lekker gesels oor die doel van die bloed van Jesus Christus. En dit het my verskriklik opgewonde gemaak. Dit is nou net so voor die Paasnaweek, soos almal dit noem.
en al die byeenkomste van die Paasfeeste en alles wat gedoen word in die Christelike wêreld. En toe dink ek, wow, dis nou nogal amazing. Daar's dalk baie mense wat vanaand in onsekerheid sit of in onkunde sit of wat ook al. En ons kan loskom en vrykom wanneer ons vanaand die waarheid van die woord verstaan. Rondom al hierdie dinge, die feeste en al die dinge wat gehou word en nog onderhou word en gevier word en al die dinge. Hoe moet ons daaroor dink? Wat moet ons daaraan dink? En die Here gaan ons vanaand help om dit so mooi te verstaan en om los te kom in ons harte, onbeweeglik te wees, seker te wees, want as 'n mens seker is in die woord van die Here, dan beweeg niks 'n mens nie. Maar dit is baie keer, as mens so onseker is en jy weet nie regtig wat jy moet glo of nie, jy weet daar's iets verkeerd, maar jy weet nie eintlik wat dit is nie, jy voel baie keer alleen, jy weet, jy's maar hier op jou eie en jy weet, hier's iets nie lekker nie, hoe moet ek dit uitsorteer, jy's heeltyd soekend na iets anders, na die verstaan van die waarheid van die woord, en vanaand kan dit net weer vir ons harte so lekker oopmaak en aanraak en losmaak en vrymaak om weer die waarheid van die woord rondom al hierdie dinge te verstaan. Nou, as ons kyk na die bloed van Jesus Christus, dan as ons daarvan begin praat, dan is dit asof almal se gedagte teruggaan na die uittog uit Egipte, waar die bloed aan die deurposte gesmeer is deur hyssopbossies. God het vir hulle die opdrag gegee, dat hulle hierdie lammetjie sonder gebrek moet slag, en hulle moet hierdie bloed teen die deurposte smeer met die hyssopbossie, sodat die verderwer kan verbytrek. So dit vat almal se gedagtes altyd soontoe. Dit is die maatstaf van die bloedpleit en al hierdie dinge wat in die Christelike kerk is. Dit is die dryfveer daarvan. Almal gaan altyd terug soontoe. So hoe moet ons al hierdie dinge volgens die woord van die Here verstaan? En ek kan vir julle sê, as mense dit so mooi verstaan en die vervulling verstaan en al die dinge, dan val daar soveel laste af. Mens verstaan wat aangaan in 'n mens se geestelike lewe en jy kan vrykom met baie dinge. Nou, kom ons begin vanaand en ons begin met 'n beginsel oor die bloed van die Here Jesus Christus. En ek wil u aanmoedig, want daar is 28 lesse in hierdie Bybelstudie wat ons moet doen. Ons is nou by die 3de maand, ons het nou 8 lesse agter die blad. Vanaand maak ons die bloed van Jesus Christus klaar, en ons gaan dit lekker deurpraat, en ek wil u aanmoedig, dat moenie nou vassit by byvoorbeeld die Heilige Gees gawes, of wat ook al die geval mag wees nie. Beweeg saam met ons, want u gaan sien, dat daar word geweldig baie dinge herhaal. So jy gaan nie verloor nie, jy gaan nie weet wat nie aangaan nie, as jy by die beginsels bly en jy verstaan wat ons oordra in hierdie Bybelstudie, kan ek vir jy sê, jy gaan baie dinge in jou geestelike lewe verstaan, want dis eintlik die doel van hierdie Bybelstudie, om baie dinge aan die lig te bring, verstaanbaar te maak, 'n beginsel oor te dra, en soos wat jy dan die pad stap, dan kan jy groei in daai beginsels, daai verstaan van baie dinge in die evangelie. So jy gaan sien, met die vervulling van die Pasga het ons ook die bloed van Jesus so lekker deurgepraat, die uittog uit Egipte, dit mooi verduidelik hoe presies die pad was, en vanaand gaan dit weer eintlik ook herhaal word, maar ek gaan dit nie in so diepte doen soos wat ons die Pasga gedoen het nie, ons gaan dit lekker vinnig deur dit hardloop. So dis wat ek wil aanmoedig, jy gaan sien, as ons nou gaan na die huis skoonmaak toe, gaan ons weer baie dinge gesels wat hier plaasgevind het vanaand, en dan gaan ons aan die Antichrist gees toe, en dan gaan dit weer baie dinge gaan ons weer oor baie dinge praat, leerstellings en dinge, wat wel in die Christelike wêreld is, wat teenstrydig is met die woord van die Here. So bly by. En as jy 'n stadium kans het, gaan deur jou handleidings, maar moenie gaan vassit op 'n handleiding en nie volg waar ons nou besig is nie. Volg eerder saam. Gaan eerder saam, dat jy lekker daai beginsels kan deurwerk in jou hart. Loof die Here. So ek hoop jy kan dit so verstaan en so lekker deel bly van alles. Nou hierdie les gaan letterlik daaroor, kan ons die bloed pleit, waar kom al hierdie dinge vandaan, waar kom al hierdie leuns en hierdie leerstellings en al hierdie dinge verstaan, moet ons saam met hierdie leerstellings gaan, moet ons nie, hoe moet ons dit verstaan rondom die woord en al hierdie dinge. Nou vanaand gaan ons lekker daaroor gesels, want die Paasfees is op pad. Okay? So ek kan dit dink, orals, waarever jy oopmaak, waarever jy sien, is Paasfeesdienste. Dis onmiddellik die kruis met die rooi lap, met die krone, met die salfolies, met die decorations en al hierdie goed word gesplash orals heen, dat almal hierdie Paasfees
kom bywoon. Nou kom ons begin by gaga by 'n punt. Moet ons nog die Paasfees onderhou? Moet ons nog enige fees van die Ou Testament onderhou in die Nuwe Testament, in die nuwe gebod? Dit is wat die liedjie ook so mooi sê. 'n Nuwe gebod gee ek julle, nie soos die oue nie. Okay, so as ons dit volgens dit verstaan, kan ek vir sê, daar val soveel laste van 'n mens, want jy weet nie wat jy moet onderhou, wat jy nie moet onderhou, waarmee moet jy deel wees, waar moet jy nie deel wees nie, en dit lyk vir jou so 'n bietjie weird en al hierdie dinge, maar dan voel jy, nee, maar ek moet daar wees, want ek moet nou hierdie saak vier, ek moet nou die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus vier, saam met medegelowiges. So kom ons gaan gou lekker hier deur. Nou elke jota en elke titeltjie in die Ou Testament het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom. So, daar is geen fees, geen wet, geen psalm, geen profetiese woord, geen niks in die Ou Testament wat nie in vervulling gekom het in die Here Jesus Christus nie. Nou, kom ons gaan lees dit so mooi. Hy sê ons moet almal ook so leer. Kom ons gaan lees dit vir onsself in Matteus 5:17 tot en met vers 20. Kom ons gaan lees dit so lekker deur. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Okay, so Jesus Christus het gekom om te vervul. Want waarvoor want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. So alles het gebeur in die Here Jesus Christus. Daar is niks wat nie gebeur het nie. Daar is niks wat nog in vervulling moet kom nie. Elkeen wat dus een van die minste van hierdie gebooie breek, dat dit nou in vervulling is. Dis nou wat hy hiervan praat nie. Hy praat nie van, ons moet nou nie die ou gebod gaan breek nie. Hy praat hierso van alles het in vervulling gekom, dis wat die Here Jesus Christus ons kom leer het, en in daai vervulling moet ons lewe, in daai vervulling moet ons almal leer. En as jy iemand iets buite dit leer nog van die Ou Testament, dan sit jy met 'n probleem. Okay. So hy sê, elkeen wat die minste van hierdie gebod breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. So dit wat die Here Jesus Christus vir ons hier kom sê het, in hom is alles in vervulling. Daar is nie een jota, een titeltjie, een niks wat nog nie gebeur het nie. En as ons die mense anders as dit leer, dan sal ons die minste genoem word. Ons sal nie in die koninkryk van God ingaan nie, want ons het 'n valse leerstelling wat ons dan aan mense oordra. En ons kan nie agter die meerderheid aangaan wat verkeerd is nie, en dit is ongelukkig. Wanneer daar een of ander groot groep by mekaar kom, of 'n skare of wat ook al, dan voel 'n mens, dit moet nou van God af wees. En dit roer jou hartsnare en dit maak jou hart oop. Maar as ons kan verstaan dat ons kan nie agter die meerderheid aangaan wat valse leerstellings najaag nie. Okay, so ons moet dit verstaan volgens die woord van die Here. Al is jy die enigste een wat dit reg glo, en jy stap die pad so alleen, sal jy gered word. Okay, want baie keer is dit asof ons benoud raak as ons min is wat die waarheid wel glo. En dit gaan so wees, dit is altyd nog hoe dit was. Die meerderheid het die valsheid geglo, agter die valse dinge aangegaan, die minderheid, die oorblyfseltjie, het altyd agter die waarheid aangegaan. Okay, so kom ons kom op daai punt. Nou wanneer ons oor die bloed van Jesus praat, denk die meeste dadelik aan bloedpleit. Is dit nie so nie? Dit is 'n groot ding gewees, dis deesdae in die Christelike kerk, dat 'n mens moet die bloed pleit. Hoekom? Die dryfveer agter alles is natuurlik die uittog uit Egipte. Nou, dit is ook die meeste van die tyd waar Christene bly, indien mense gedagtes daar gehou word, gaan 'n mense beoefening bly by die aanwend van die bloed, aanwend van bloed aan lewelose dinge, so jy gaan nog steeds die bloed wil smeer, jy gaan nog steeds die bloed wil pleit, jy gaan nog steeds besig wees met druiwesap, al die pad, jy gaan nog besig wees met salfolies, jy gaan besig wees met al hierdie dinge, dit is waar jou hart vasgehou gaan word, jy gaan nie verstaan van geestelike dinge nie, jy gaan nie verstaan van geestelike vryheid nie, okay? Vir 'n sekere doel,
wat mense voel hulle kan staaf. So baie keer voel 'n mens, jy kan deur jou uiterlike dinge wat jy nog doen, jy kan dit staaf volgens die woord. Dit is, volgens die woord doen jy die ding reg. Ok, nou die Ou Testamentiese pasga is die dryfveer agter hierdie oortuiging. Nou dit is waar die mense gedagtes altyd gaan stil staan, en daarom verstaan ons nie wat die bloed van Jesus werklik kom doen het nie. En dit is wat ons vanaand lekker gaan deurpraat. Wat het die bloed van Jesus werklik kom doen in ons geestelike lewe? Nou in die Ou Testament met die uittog uit Egipte was daar 'n opdrag deur God om 'n lam te slag sonder gebrek en die bloed aan die deurposte te smeer sodat die verderwer kon verbytrek en die Israelitiese volk, die volk van God se eersgeborene bewaar word. So wat hier gebeur het, hulle het hierdie lam geslag, hulle het die bloed met hysop deur hulle deurposte gesmeer en die verderwer het verbygetrek wanneer hy dit sien. Nou, hierdie hele gebeurtenis was 'n profetiese daad oor die Here Jesus Christus wat sou kom. Die lam wat vir ons geslag is tot vergifnis van sonde. Ok, nou die mens se siel was vasgevang in die mag van die duiwel en dit moes loskom. So in die Ou Testament, die mens het geval met die sondeval en die mens was vasgevang in sonde. Satan het 'n reg gekry oor die siel van die mens moes hel toe gaan. In die Ou Testament was daar die redding vir die mens nie, daar was die verlossing vir die mens gewees nie, en hier was die hele tyd hierdie profetiese daad wat hulle uitgevoer het, dat daar gaan 'n verlosser kom, 'n lam kom, wat ons gaan kom verlos van ons sonde, van ons ongeregtigheid, sodat ons redding kan kry, en sodat ons vergifnis kan kry van ons sonde, want onthou net, hulle kon nie vergifnis kry van hulle sonde nie. Daar was nie 'n manier gewees nie, want die Here Jesus Christus was nog nie daar nie. Dit was net in die profetiese dade, hierdie profetiese manifestasies, wat die hele tyd uitgevoer was, dat hierdie lam sou kom, dat hulle kon vrykom, dat hulle kon loskom. Ok? Nou, God roep vir hom 'n volk profeties, om ook profeties te wys. So God roep hierdie volk, hierdie Israeliete, uit die wêreld uit Egipte uit, as sy volk, om vir ons iets te wys. Hoe dit werk wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem, wanneer ons sy volk word. Ok, so daar was baie dinge wat aan ons getoon is die hele tyd, baie profetiese dade, baie profetiese manifestasies, wat God aan ons as mens wou bekend maak, hoe om dit te verstaan, hoe om ons lewe uit te sorteer. Nou, hulle kon nie loskom nie, hulle kon nie vrykom nie, hulle moes hel toe gaan, en op daai stadium het hulle hierdie profetiese daad uitgevoer, en hulle het eintlik daar gesê, dat ons neem die lam, die Here Jesus Christus in ons lewe aan, sodat daar verlossing vir ons kan kom, sodat daar vir ons vergifnis kan kom, en deur vergifnis het die verderwer verbygetrek. Ok, want is al wanneer die verderwer verbytrek, wanneer daar vergifnis in jou siel is. Dit is net so super amazing om aan te dink. Die Satan het geen houvas oor jou siel, as daar vergifnis in jou siel is nie. Wow, dit is net amazing. So wat hier gebeur het, hulle het basies gemanifesteer dat hulle siel oorgegaan het van die duisternis na die lig toe. Dit was hierdie eersgeborene wat bewaar was deur God. Ok, so dit was net amazing om daaraan te dink, en dit was net vergifnis wat dit kon doen. Dit gaan nie daaroor, jy gaan nou op hierdie stadium in die Nuwe Testament 'n klomp druiwesap teen jou deurpos smeer, en Satan kan niks aan jou doen nie. Want dit is wat ons as kinders van die Here basies wil glo. Ok, jy lewe in sonde, jy gaan net aan elke dag met jou lewe, jy worry nie, jy bely nie jou sonde nie, jy verstaan nie waaroor die evangelie gaan nie, en jy smeer net hierdie uiterlike ding daaroor, dat die duiwel van jou weggehou kan word. Ok, so dit is eintlik wat ons as kinders van die Here wil doen. Nou, al hoe die verderwer weggehou kan word van jou eersgebore nou. Nou, wanneer 'n mens die Here Jesus Christus aanneem, hulle het nou hierdie profetiese daad uitgevoer, maar toe kom die Here Jesus Christus as hierdie lam, en ons kon hom aanneem. Ok, as ons verlosser, ons saligmaker, ons redder, ons verlosser, en al hierdie mooi dinge. En nou is ons siel, wat oorgegaan het van die duisternis na die lig toe, dis nou jou eersgeborene. Ok, so dit is wat bewaar word. So daai was net 'n uitvoer van 'n profetiese daad wat sou plaasvind. Nou as ons dit gaan verstaan in ons geestelike lewe, kan ek vir julle sê, verstaan jy die hele woord.
Dis so mooi. Vandag toe dink ek, toe ek die vergifnis so lekker deurwerk en so aan, toe dink ek, maar dis die kern van die hele evangelie. Want daar was nie vergifnis vir die mens gewees nie, die mens kon nie loskom nie, hy kon nie vrykom nie. En die Here Jesus Christus moes juis kom, sodat hy die duiwel kon oorwin en die sleutel kon kry by die duiwel van vergifnis, want dis ons sleutel om hemel toe te gaan. Okay? Want die mens kon nie vergewe word nie. Nou is dit ons sleutel, dis ons kern van die evangelie. Dat as jy vergifnis kry in jou lewe, kan jy hemel toe gaan. Okay, so dit was die hele doel van Jesus Christus. Nou, jy kan slegs deel raak van God se volk wanneer jy die Here Jesus Christus aanneem as verlosser en vergifnis kry. Okay, so God het daai volk uitgekies, die Israeliete, maar hulle was nooit gehoorsaam nie, hulle was altyd te wederstrewig teen God, hulle het nooit gedoen wat hulle moet doen nie, hulle was altyd opstandig, rebels en al die dinge, maar nou wys dit vir ons, dat daar is 'n geestelike volk van God, en al hoe jy daai geestelike volk van God kan word, is wanneer jy die Here Jesus Christus aanneem, as jou persoonlike verlosser, redder en saligmaker, dan word jy deel van die volk van God. En so kan jy dan daai redding deelagtig raak in jou lewe. Okay. Van jou lewe, want jy was deel van die wêreld, soos wat die Israeliete deel was van Egipte, van die wêreld. Hulle was onder hierdie slawerny van sonde. Hulle was onder hierdie slawerny van die wêreld. En God lei hulle daar uit. Dit is wat met jou gebeur in jou lewe, wanneer jy die Here Jesus Christus aanneem. Jy is in die wêreld, jy is onder die slawerny van sonde. Jy is eintlik in 'n toestand. En wanneer jy jou hart oopmaak en die Here Jesus Christus aanneem, dan haal God jou uit hierdie Egipte, uit hierdie wêreld uit hierdie duisternis uit onder hierdie slawerny uit, van sonde en ongeregtigheid. En jou siel is in lig. En daar kan jy jou pad begin stap van heiligmaking. Okay. Nou die Israeliete kon tot op 'n stadium net alles doen in gehoorsaamheid, maar die lam was nog nie daar om te verlos nie. So hulle het in gehoorsaamheid het hulle hierdie dade uitgevoer die hele tyd. En daar was wel 'n profetiese manifestasie dat ons wel die lam sal kan aanneem. Hulle het dit gemanifesteer. Want hulle kon nie op daai stadium die Here Jesus Christus aanneem nie, want hy was nog nie daar nie. Maar hulle het dit gemanifesteer. En nou kan ons dit deel raak. Nou, ons kan op ons pad vrykom van die wêreld en van sonde, deurdat ons die Here Jesus Christus aanneem. Nou die Here gee vir hulle die opdrag om die lam te slag. Elkeen moes 'n lam slag as manifestasie, elke gesin moes 'n lam slag as 'n manifestasie, as 'n profetiese daad, okay? Maar nou is daar slegs een lam. Is dit nie amazing nie? En hierdie lam is een brood. En hierdie lam is een liggaam. En hierdie lam is een lewe, waardeur ons lewe. En dis die lewe van die Here Jesus Christus. So elkeen gaan nou nie 'n lam nou mee slag nie, en dit is wat die Christelike wêreld wil doen. Hulle wil eintlik wys, baie van die byeenkomste en dinge, gaan hulle fisies en hulle gaan slag nog 'n lam. Dis verskriklik om daaraan te dink. Hulle doen amper 'n offer, 'n Ou Testamentiese offer. Hulle sê dat die lam is nog nie geslag nie. Hulle gaan slag die lam. Ek raak yskoud as ek aan hierdie dinge dink. Besef die mens waarmee hy besig is. Terwyl die lam gekom het, hy's geslag. En hy is hierdie een brood, hierdie een lewe. Ons is almal die liggaam van Christus, een liggaam van Christus, waaruit ons lewe. Is dit nie amazing nie? Nou, hulle moes die bloed aansmeer deur 'n hisopbossie, wat ontsondiging beteken, sodat hulle eersgeborenes bewaar kon word, dat die verderwer kon verbytrek. Nou, dit kon net gebeur waar ontsondiging plaasvind, waar vergifnis was hulle het hierdie profetiese daad uitgevoer, van dit is hoe ons ontsondig word. Okay? Nou, is hierdie hele profetiese boodskap vir ons gewees, dat ons kon verstaan, maar wow, as ons die Here Jesus Christus aanneem, en ons verneder, en ons bely ons sonde, dan kom daai ontsondiging in ons siel, deur die bloed van die Here Jesus
Christus. Want wanneer ons onsondig word, kan ons eersgeborene, ons siel, bewaar word. Want dan is die bloed van die Here Jesus Christus aan ons hart se deurposte. En die verderwer moet verbytrek. Hy kan niks aan jou siel, aan jou innerlike doen nie. Is dit nie mooi nie? Wow. Dit is my so pragtig, al hierdie mooi dinge. Nou, kom ons gaan net so 'n bietjie verder aan. Ek wil nou nie aangaan op 'n punt nie. Nou, in jou siel, wanneer jy die Here Jesus Christus aanneem, ontvang jy natuurlik die Heilige Gees. En dit is my so mooi om te dink dat die Heilige Gees oortuig ons van ons sonde. So dit is 'n hulp vir ons, dat ons kan verneder en ons sonde bely, en die bloed van Jesus kan ons skoon was, deur die voorspraak wat ons by die Vader het. Nou die Here Jesus Christus het ons hoëpriester kom word, want in die Ou Testament, kon die hoëpriester 1 keer 'n jaar in die allerheiligste ingaan. En dan moes hy hierdie offer bring, en dan kon hy vir die volk versoening doen vir hulle sonde, maar die volk moes buite bly. Hulle kon nie ingaan waar die hoëpriester is nie. So hulle moes maar hoop, dat die hoëpriester doen wat hy moet doen. Is dit nie so nie? Maar die Here Jesus Christus kom as ons ware hoëpriester. En hy kom maak vir ons die allerheiligste oop. Wow! Dat ons elkeen kan ingaan in die allerheiligste, sodat ons daar vergifnis kan kry van ons sonde. En ons hoef nie buite te bly nie. Ons elkeen gaan in, en hoe gaan ons in? Wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem, word hy ons middelaar. En hy is die deur, die weg, die waarheid, die lewe. En hy maak vir ons die weg oop, om met die Vader te kan praat, om in die allerheiligste te kan ingaan, om vergifnis te kan kry van ons sonde, deur sy lewe wat hy vir ons kom gee het. En dit was 'n offer wat hy kom bring het, nie van 'n dier nie, maar hy het hom self kom offer, vir ewig, vir altyd. En hy kan hom nie self weer offer nie. Dit was daai een offer, dit was die perfekte offer, die volmaakte offer, wat altyd vir ons die allerheiligste oopgemaak het, sodat ons vergifnis van ons sonde kan kry. En so word ons ontsondig, en so kan ons eersgeborene bewaar word, en die verderwer moet verbytrek, want die woord sê so mooi, onderwerp jou dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. So as jy doen wat jy moet doen, as jy vergifnis van sonde kan kry, het Satan geen houvas op jou siel, op jou innerlike nie. God bewaar jou siel, jou eersgeborene. Is dit nie mooi nie? Dis verskriklik mooi. So, die Here Jesus Christus het vir ons hierdie versoening bewerkstellig by die Vader. En ons het dit altyd. En dit is nou so mooi, dat al was jy so skarlaken, al was jou sonde hoe erg, dit word verwyder, soos die ooste van die weste van mekaar verwyder is. Amen. God dink nooit weer daaraan nie. En dit is die genade wat ons kry as kinders van die Here, wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem. Onthou net, 'n sondaar is nie deel van die genade van die Here Jesus Christus nie. 'n Sondaar moet sy hart oopmaak, sodat sy siel kan loskom en vrykom, sodat hy kan uit die duisternis kom in die lig. Dan kan hy sy sonde bely en uitsorteer, en hy ou lewe word afgesny deur die lewe van die Here Jesus Christus. Nou maak dit vir ons sin, dit maak ons opgewonde waaroor die bloed van Jesus eintlik gaan. Want weet jy wat doen die mens? Die mens gaan pleit tot die bloed oor 'n sondaar, wat nog nie eers deel is van die geestelike volk van God nie. So jy wil eintlik 'n sondaar se sonde gaan toemaak met die bloed van Jesus, terwyl dit moet red en verlos en vrymaak en lewe gee. Want die sondaar moet loskom, hy moet vrykom. En ek dink daaraan, veral moeders is verskriklik vreesagtig oor hulle kinders. Hulle wil elke dag die bloed van die Here Jesus Christus oor hulle hele gesin pleit, sodat daar tog nou net niks sleg met die gesin gebeur nie. OK? So 'n mens lewe eintlik in 'n geweldige vrees, wanneer jy nie die woord verstaan vir wat hy is nie. Want sodra jy die woord verstaan vir wat hy is, dan verdwyn daai vrees, en jy verstaan dat elke persoon
Hulle saak aan het met die Here. Elkeen moet gered word, elkeen moet verlos word, en die omstandighede waardeur mense gaan, wat vir jou te veel raak, waar jy die bloed van Jesus oor wil pleit, moet die mens trek tot redding en verlossing. Dit moet maak dat die persoon se hart oopgaan, daai druk moet daar wees, daai verdrukking moet daar wees. En wanneer die sondaar nie sy hart oopmaak nie, draai vir die doodvrug, dan is die druk verniet. Maar wanneer hy daai hart oopmaak, dan is daar lewe, daar's oorwinning, daar's verlossing, daar's krag, daar's bevryding, daar's al die mooi dinge in die lewe van die Here Jesus Christus. So dit bly elke ou se keuse. Maar omdat ons weet baie keer mense is hard en verhard, wil ons 'n ander loophole kry met die bloed van Jesus om mense te probeer beskerm, dat daar niks met hulle gebeur nie, omdat ons in vrees lewe. So, ons kan bid vir siele en dis wat ons kan doen. Ons kan niemand onder die bloed gaan pleit, en ons kan die sonde onder die bloed gaan pleit, en ons kan nie ons besittings onder die bloed gaan pleit, of niks nie, want ek besef vandag een ding, die sonde het in die siel van die mens ingekom met Adam en Eva. Okay? So dit was geestelik geweest waar die sonde plaasgevind het. So niks wat ons kan manifesteer op hierdie aarde met 'n vleeslike godsdiens kan die siel van die mens losmaak, kan die houvas wat Satan oor die mens se siel gekry het losmaak nie. Dit is hoekom die Here Jesus Christus moes kom, en dit was my so mooi geweest, die Here Jesus Christus, deur hom is die mens geskape. Okay? En hy het volle verantwoordelikheid gevat vir die mens. Ewen vir dit wat die mens in geval het. Hy het dit vir sy verantwoordelikheid gemaak. En God skep vir die mens hierdie rokke van vel, hierdie liggaam van sonde, wat onder die vloek is. En ewen dit, het die Here Jesus Christus vir ons kom wys, maar jy kan hierdie liggaam, hierdie vlees waarin jy nou is, oorwin. Is dit nie mooi nie? Hy het dit vir ons kom wys, hy het dit vir ons kom toon. Hy het vir ons kom wys, hy kan elke begeerte, drang, emosie, versoeking, alles in hierdie liggaam weerstaan, wanneer jy die Vader dien deur my. Jo, so hy het vir ons hierdie oorwinning kom gee. Ons lewe net hier daarin, want ek besef dat die bloed van Jesus Christus wat ons moet vrymaak, word so uit mekaar uitgetrek, en daar's soveel leuns en valse leerstellings rondom die bloed van Jesus Christus. So wat doen die Satan nog steeds? Hy kom met 'n ding om die mens te weerhou van vergifnis. Want sodra jy glo dat al jou sonde word instant vergewe, al bely jy nooit jou sonde nie, jy is 'n waarborg op pad hemel toe, Jesus Christus het vir jou alles gedoen, jy hoef niks meer te doen nie, dan is dit 'n leuen wat jou vashou. So Satan gebruik die woord wat verdraai is met 'n ander oortuiging, sodat jy nie die vergifnis wat die Here Jesus Christus juis vir ons kom gee het, gebruik, sodat jy kan loskom en vrykom onder die mag van die duiwel uit nie. En Satan sal alles gebruik, hy sal die woord van God gebruik, hy sal dit verdraai, hy sal 'n ander oortuiging oorbring, sodat die mens net nie kan loswees nie, want onthou net, hy het nou sy houvas op die mens se siel verloor. Nou kry hy dit weer op ander maniere, deur die woord te verdraai, sodat ons nie doen wat ons moet doen nie. Want onthou net, met jou wedergeboorte is jou ou lewe afgesny. Jou sonde is vergewe, daar het vir jou vergifnis plaasgevind, met jou doop word daai ou lewe begrawe, maar na jou wedergeboorte doen jy weer sonde. Nou daai sonde, dis waarvoor jy genade gekry het. Nou kan jy gaan deur die Here Jesus Christus, die deur, die weg, die waarheid, die lewe, in die allerheiligste in, jy kan met die Vader praat deur die Here Jesus Christus, en jy kan versoen word met hom, deur vergifnis van jou sonde. Amen. Okay. So as 'n mens jou sonde los, en jy wil naderhand Bybelverse opnoem, en jy wil jouself die hele tyd oortuig dat Jesus Christus het alles vir jou gedoen, jy moet net aangaan, jy moet net glo, jy moet net dit, jy gaan nie loskom en vrykom nie. Dit is hoekom die kind van die Here vasgevang is, en hoekom hy gaan na baie snaakse leerstellings toe. Maar as jy vry is, en jy verstaan, maar ek kan my sonde gaan bely, man, dan is jy vry. Jy's los, jy weet, dit is wat die bloed van Jesus Christus vir jou kom doen het. So, is dit nie mooi nie?
En dit het in die siel van die mens plaasgevind. So daar's 'n geestelike saak wat weer moet plaasvind om die siel van die mens los te kry. En dis vergifnis. Want onthou net, alles is gesetel in jou sielse hart. Alle sonde, ongeregtigheid, die oorspronge van die lewe is gesetel in jou sielse hart, in jou innerlike se hart. En soos wat jy dit bely en uitsorteer, kom jy vry en jy kom los van al daai sonde en ongeregtigheid. So jy kan nie iets fisies gaan doen dat jou sonde vergewe moet word nie. Jy kan gaan bely, jy maak jou mond oop, jy roep uit, jy vra, jy erken die Here Jesus Christus se lewe om jou te kom losmaak en te kom vrymaak. Maak dit sin vir u? Want ons wil met 'n vleeslike een of ander iets probeer die duiwel bang maak. Hy gaan nie vir sout vlug nie. Hy gaan nie vir olie vlug nie. Hy gaan nie vir druiwesap vlug nie. Dit raak naderhand okkulties. Dit raak naderhand byvoegings. Want die woord van die Here het ons geen opdrag gegee om dit te doen nie. En wanneer ons as kind van die Here wat jou hart vir die Here gegee het, enigstens wil teruggaan na die uittog uit Egipte en dit wil gebruik as 'n dryfveer om die bloed te pleit, sit ons met 'n kragtige probleem. Waarom? As ons teruggaan na die Ou Testament toe, dan is ons weer onder die vloek van die wet. Dit wat die Here Jesus Christus vir ons kom gee het en losmaak het. Onthou net, en ek wil soms wel gou so vinnig daaroor praat, met die Paasfeesdienste is die kruis mos 'n vreeslike ding. Okay, die rooi lap om die kruis, dit is baie heilig vir baie mense, hulle voel dit is die ultimate. Okay? Het jy al daaraan gedink dat die kruis, die houtkruis, is 'n moordwapen gewees, waaraan die Here Jesus Christus gesterf het? Dis niks heilig nie. God het geen sentiment aan 'n kruis nie. Jesus Christus het geen sentiment aan 'n kruis nie, want dit is wat sy dood veroorsaak het. En wat sê die woord vir ons? Dat hy het die vloek kom word, om aan die hout te sterf, aan die kruis te sterf, sodat ons kan loskom onder die vloek uit. So die Here Jesus Christus het vir ons die vloek kom word. Hy was soos 'n misdadiger gereken. Hy was bereid, hy het dit op hom geneem. Hy het die verantwoordelikheid geneem vir die mens om te sterf aan hierdie kruis. En nou wil die mens die kruis aanbid. Dis 'n moordwapen, dit is soos 'n elektriese stoel, dit is soos 'n pyl en 'n boog, iets wat 'n mens doodmaak. Nou wil die mens waarde daaraan heg, sentiment daaraan heg. 'n rooi lap daar gaan omsit en voor dit gaan buig en te kere gaan. Want wat wil die mens doen? Hy wil nog steeds in sy emosionele toestand aan Jesus dink. Hy wil die Here Jesus jammer kry oor op die kruis waar hy was. Jesus Christus sê vir die vroue, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself. Hy het oorwinning, hy het krag, hy het opgestaan uit die dode. Ons ken hom nie meer na die vlees nie, maar ons ken hom na die krag van sy opstanding, en dit wat hy in ons lewe kom doen, het hy die Satan oorwin. Dit wat ons vasgehou het, het hy oorwin, hy het vir ons gawes kom losmaak. Hy het alles kom doen wat hy moes doen, hy het oorwin, hy het die duiwel van sy troon kom afhaal, kom verwyder van sy magsposisie. Dit is wat gebeur het met die bloed van Jesus Christus. En nou wil ons nog by die fisiese bly, by die fisiese kruis, by die fisiese rooi lap. Deesdae word die hase en die rooi lap en die kruis en alles sommer langs mekaar gedekker uit. Dis 'n vreeslike besigheid waarmee die mense besig is. Maar ons kan vanaand verstaan, dat die Here Jesus Christus het opgestaan. Hy het alles gedoen wat hy moes doen, sodat ons kan vrykom. En nou dat ons hom aanneem, het ons daai vryheid in ons innerlike. Nou lees ons die woord, ons het 'n voorspraak by die Vader, deur die Here Jesus Christus, om ons sonde te bely as ons sondig. Wat maak ons met daai skrif? Gaan ons sommer die Bybel uitskeer? Gaan ons sê, nee, dit werk nie so nie? Ons moet die hele skrif in konteks verstaan.
Ons moet dit gehoorsaam wees, ons moet verstaan waaroor alles gaan. Sodat jou siel kan loskom en kan vrykom uit die mag van die duiwel uit. Wat moet jy glo? Jy moet net meer glo. Wat moet jy meer glo? As die woord van die Here. Dis wat jy moet glo, dis wat jy moet toepas, dis wat jy moet doen, dis geloof. Jy hoef jouself iets te vertel wat nie bestaan nie. Ok, kom ons gaan verder, dis awesome. Kom ons kyk gou waar trek ons nou. So ja, Jesus Christus het die hemel verlaat, hy het die roof geag nie, dis amazing nie. Jesus Christus het nie roof geag om die hemel te verlaat en die mens te kom loskom en vrykry nie. Hy het alles gedoen wat hy moes doen. Dit was sy verantwoordelik gewees. Die mens was sy verantwoordelikheid gewees. Hy het dit met blydskap kom doen. En so het hy die Nuwe Testament kom bekragtig deur sy bloed. So elke Jota titeltjie, die uittog uit Egipte, die Pasga, die alles het in vervulling gekom. In die Here Jesus Christus. En so moet ons mekaar leer. En die feeste. En alles het in vervulling gekom. So jy gaan doen nie meer die Pinksterfeesie, want dit het in vervulling gekom met die uitstorting van die Heilige Gees. Dis die laaste een wat nog in vervulling moes gekom het, nadat die Here Jesus Christus opgevaar het. Amen. So geen fees is ons opdrag gegee om te onderhou nie. Amen. So jy kan nie na 'n Paasfees toe gaan nie, jy kan nie die lam gaan slag nie, jy kan nie deel wees van al die rituele en die kruis en die rooi lap en die krone en al hierdie dinge nie. Ons moet 'n geestelike verstaan kry, ons siel moet loskom, ons siel moet vrykom, om die krag te kan verstaan, hoekom Jesus vir ons kom sterf het. Dis net awesome. Maar die fisiese bok en stier kon ons nie losmaak nie, dis onmoontlik. So as jy weer 'n fisiese bok of 'n stier wil gaan slag, en maak of vir die Here Jesus Christus is, sit jy jouself weer onder die vloek van die wet. Jy word losgemaak van Christus. Want Christus het jou kom losmaak van die wet, van sonde. So hy het jou kom losmaak. Nou gaan verbind jy jou weer aan die wet. Maak nie saak, wat is jou dryfveer in die Ou Testament, om nog sekere dinge fisies te doen nie. Jy gaan sit jou onder die wet. So jy is vasgevang weer in sonde. So, dit is eintlik skrikwekkend om daaraan te dink. So ja, Satan wil met alle mag vergifnis van die mens weerhou, en dit is hoekom hy kom met al hierdie snaakse leerstellings. Al hierdie snaakse leerstellings. Ons moet wakker raak. Ons moet besef wat in ons lewe aangaan. Ons moet besef wat die woord vir ons sê. En dan gaan ons nie onder al hierdie snaakse gimmicks en dinge beland nie. Ok, kom ons gaan gou verder. Jo, ek het nou ver vooruit gehardloop sonder dat ek gelees het. Prys die Here. So nou het ons 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus, nuut en vry. Die hart het verander. Ons lewe nou volgens vergifnis. Nou is die nagmaal ook die vervulling van die Pasga. Ok. So in die Nuwe Testament doen ons die nagmaal. Nou ek wil gou 'n bietjie met u gesels oor die nagmaal, en ek dink daar is 'n bietjie verwarring ook oor die nagmaal. Want as ons kyk dat ons verstaan wat die Here Jesus Christus vir ons kom doen het, ons bely ons sonde, ons leef die lewe, ons dra die vrug, ons is in hierdie een wynstok ingeënt, ons stap die pad, ons verstaan, ons lewe heilige lewe, ons streef na heiligmaking, al hierdie dinge, so jou lewe getuig van dit wat jy verstaan in die Nuwe Testament, nadat jy die Here Jesus Christus aangeneem het. Ok? Nou, al waaroor die nagmaal gaan, dis net 'n bewys van dit wat al reeds in jou lewe is, van dit wat in jou hart is. Ok? En baie mense wil nog huil en hartseer voel wanneer hulle die nagmaal gebruik. Dis amper asof jy nog steeds die Here Jesus Christus wil jammer kry op die kruis. Wat al lank al opgestaan het, wat in heerlikheid sit van die Vader. Wow, is amazing, hè? En nou wil ons amper in 'n emosionele tyd ingaan met die nagmaal. Want die woord sê vir ons, dit as ons dit nie gebruik nie, het ons nie deel aan Jesus nie. Ok? Maar wat van ons moet deel wees van Jesus? Ons lewe.
Dit help nie net, jy gaan drink die druiwesap en eet die brood, as jou lewe is soos dit is nie. Jy doen niks aan jou lewe nie, jy streef nie na heiligmaking nie, jy is nie betrokke in die liggaam van Christus nie, jy worry nie oor jou broers en susters nie, jy lewe in liefdeloosheid en al hierdie dinge, dan help dit nie net, om wanneer die nagmaal uitgesaai te word, jou nagmaal, jou druiwesap en jou brood by mekaar te kry nie. Dit moet iets wees wat in jou hart is, en dit is maar net 'n bewys van, dis die enigste brood, dis die brood van lewe, dis wat ek drink, dit is wat ek eet, elke dag in my hart en my binneste, dis nie net een keer 'n maand nie. En omdat mense nie die lewe nie, het mense 'n verskriklike hinkering na nagmaal. Dan voel jy die nagmaal as sulks, die druiwesap en die brood en die emosionele oomblik, verbind jou aan die Here Jesus Christus. Maar as 'n mens kan verstaan, jou hart, jou lewe, alles moet getuig, en dis maar net die bewys. Het ons hom so? Dis cool, nee. Ok, so, en dit was my so mooi gewees, dat die Here Jesus Christus, nee, kom ons lees dit gou hierso. Kom ons lees gaan Matteus 26 vanaf vers 26 tot en vers 29, ek wil net gou iets hier oorbring. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee hy dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal hieruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. So dis waaroor die bloed van Jesus gaan, ok. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle sal nie drink in die koninkryk van my Vader. Nou, as ons die lewe leef, die vrug oplewer, as ons vergifnis het in ons harte, as ons die woord gehoorsaam, as ons deel is van die liggaam van Christus, en die vrug oplewer in die liggaam van Christus, en ons gawes en alles uitsorteer, en gebruik, en volgens dit lewe en wandel, en dis die lewe in ons binneste, dis wat die Here Jesus Christus vir ons kom bring het, dan eet hy saam met ons van daai nuwe lewe in sy Vader se koninkryk. Dis waarvoor hy eet saam met ons. Dis waarvoor hy drink saam met ons. Want onthou net, toe die Here Jesus Christus gesterf het hy nie opgevaar 'n glasie bloed gevat en die allerheiligste gaan uitgooi, dat dit nou daar kan wees vir ons vir verlossing en redding en vergifnis nie. Sy lewe het vir ons die verlossing gebring. Sy lewe het vir ons die vrymaking gebring. Ok, so dis nie 'n fisiese paar druppeltjies bloed wat nou in die allerheiligste is in die hemel nie. Want vlees en bloed kan in die koninkryk van God nie ingaan nie. Maar die lewe van die Here Jesus Christus het gemaak dat ons hierdie nuwe lewe kan hê in hom. Dis nie die fisiese druppels bloed nie. Hy het sy lewe kom gee, hy het die Satan kom oorwin, hy het ons kom losmaak, hy het ons kom vrymaak, hy het vir ons vergifnis kom gee. Dis die nuwe lewe. Dit is waarvan hy saam met ons drink en eet. En wat my so opgewonde maak, as ons oorwin en ons kom in die hemel, gaan ons saam met die Here Jesus Christus van daai oorwinning eet. Dis amazing. So jou lewe moet getuig, jou lewe moet verander. Daar moet 'n sigbare verandering in jou lewe plaasvind. Dit gaan nie meer oor ek, my en myself en my klein lewetjie en my betimmerde huisie en my nie. Dit gaan nou oor 'n koninkryk van God. Dit gaan oor 'n liggaam van Christus, dit gaan oor 'n broederskap. Dit gaan oor my verantwoordelikheid. En dit is wat die Here Jesus Christus saam met ons eet en drink. Is dit nie amazing nie? So nou kan 'n mens verstaan dat jou lewe is die belangrikste. Dit help nie net om die druiwesap te drink en die brood te eet nie. Dit kan 'n afgod raak. Dit kan 'n probleem raak. Maar wanneer jy die lewe leef, dan is dit lewend vir jou in jou hart. Hier is my bewys. Van dit wat in my hart is, dit wat in my lewe is, dit waarvoor ek ywer. Wow, is dit nie mooi nie?
Nou, kom ons kyk gou verder. Nou dink ek kan ons verstaan, as ons nou op hierdie punt kom, dat daar moet iets geestelik in ons lewe plaasgevind het om ons los te kry van sonde. Ok? So dink jy dat dit wat die bloed van Jesus Christus in ons innerlike, in ons siel doen, kan ons vat en op hierdie aardse goed gaan pleit? Hoekom nie? Die kar, die huis, die deurkusyn, die TV, die whatever jy wil beskerm hê, het nie 'n siel nie. En die bloed van Jesus kan slegs die siel van die mens losmaak. Amen. Dit kan slegs sonde vergewe. Amen. So ons kan nie die bloed van Jesus vat en verkrag en op goed gaan smeer wat ons beskerm wil hê nie. Want as jy so voel oor jou aardse dinge, is daar 'n probleem in jou innerlike. Gaan maak jou hart los, gaan maak jou hart vry, gaan praat met die Here, gaan kom los in jou innerlike, verstaan waaroor dit gaan. Want ons kan nie die heilige bloed van die Here Jesus Christus, sy lewe, wat hy vir ons kom gee het, gebruik vir 'n klomp aardse goed nie. En wat my baie keer tref, is dat mense tot hulle TV's gaan salf, en die druiwesap gaan smeer, sodat dit bewaar kan word. Dat dit nie gesteel moet word nie. Terwyl sonde en ongeregtigheid op daai TV blaar. Dis wat jy kyk, dis wat jy inneem, dis wat in jou siel ingaan. En dan wil jy dit beskerm en bewaar, deur die bloed, sy lewe van die Here Jesus Christus. Is dit nie eintlik verskriklik om aan hierdie dinge te dink nie? Life happens, lewe gaan soos dit gaan, jy gaan druk hê, jy gaan probleme hê, jy gaan moeilikheid hê, jy mag na die Vader toe gaan, jy mag met hom praat, jy mag bid, jy mag vra, jy mag smeek, jy mag vra vir voorsiening, jy mag al hierdie dinge. Maar ons kan nie Jesus se lewe gebruik om goed in die hande te probeer kry nie. Of om goed te probeer bewaar nie, beskerm nie. Want al waaroor die bloed van Jesus se beskerming gaan, is oor jou siel. Oor jou innerlike. En wanneer dit ontsondig is, sal die verderwer outomaties verbytrek. Want Satan het net 'n houvas op jou siel, wanneer jy nie jou sonde bely nie. Dan is daar 'n skeidsmuur tussen jou en God. So, dis cool, hè? Dit maak vry, dit maak los. Here, whatever moet gebeur, ek moet my pad stap. Want mens raak vreesagtig en jy wil alles bewaar en beskerm en uitsorteer en jy kan nie. Jy gaan jou pad stap van druk. Want ons moet onder daai druk bly tot op die einde, totdat ons volhard tot die einde. So dit help ons, daai druk, om te volhard. Wow, it's amazing, hè? So, jou huis wat verlos moet word van sonde en ongeregtigheid is jou innerlike. Dit het niks met 'n fisiese huis, bakstene, kusyne, niks hier te doen nie. Party mense het al hulle huise gesalf met olie en sout en druiwesap dat die verf nie eers wil vat nie. Maar die sonde het in die huis gebly, want jy met jou sondige hart is in die huis. So wat moet gebeur? Jou innerlike moet vrykom, jou innerlike moet verlos kom, jou innerlike moet vergifnis kry. Want jy is die geestelike huis, waarin die gees van God is, en hoe Jesus en God in jou woon, deur sy gees. So hy bly in jou geestelike huis. Dit het niks met 'n vleeslike huis te doen nie. Jy is die tempel wat die Heilige Gees huisves. Dit het niks met hierdie liggaam te doen nie. Die Gees van God is nie in hierdie liggaam nie. Hy is in jou siel wat verbind is aan hierdie liggaam. Ok, het ons hom so. Het ons hom so. Nou kom ek lees dit gou so 'n stukkie wat ek hier uit die Bybelstudie les uitgehaal het. Sodra belydenis van sonde gedoen word die siel met die bloed van Jesus gereinig. Soosdoende is daar bloed in die
aan die ingang van die siel, waardeur die verderwer nie kan kom nie. Hierdie ingang is die deurpos van die hart. Die hart is ontsondig deur hyssop en dit is vernedering. Okay? So word die siel beskerm. Sodra iemand hul sondes bely, kan 'n mens nie die bloed van Jesus gebruik om daardie persoon se siel te reinig nie. Slegs Jesus kan dit doen volgens sy voorskrifte, nie volgens 'n mens se eie denke en tradisie nie. En ons het al so mooi gepraat van tradisie, dit is al hierdie oorleweringe van bloedpleit en al hierdie dinge, en dit maak die woord van God kragteloos in jou lewe, want jy doen nie wat die woord sê jy moet doen nie. Ok, en dan is die woord van God kragteloos in jou lewe. Dit kan nie ingang vind in jou hart en in jou lewe nie. Nou, as ons na al hierdie dinge kyk vanaand en daardeur gaan en al hierdie dinge, dan dink ek ons kan besef waaroor die bloed van Jesus eintlik gaan. Dit gaan nie net oor 'n man op 'n kruis waar ons moet huil op 'n Paasnaweek nie. Dit gaan nie daaroor dat ons Jesus moet jammer kry omdat hy vir ons gesterf het vir ons sonde nie. Dit gaan daaroor dat ons moet verstaan wat se werk Jesus in die geestelike wêreld kom doen het, sodat ons siel kan loskom en vrykom, sodat die gevangenes los kon, dat Jesus in die doderyk ingegaan het, en die gevangenes gaan losmaak, het hy die evangelie daar gaan verkondig. En hy die sleutels by Satan gevat van die dood en die doderyk, sodat ons vergifnis van sonde kan kry. Dan dink ek maak dit vir ons 'n ander prentjie. Ons kan nie 'n tafel daar neersit met al die decorations en al die goed en voel dit het enige geestelike krag nie. Dis afgode. Want die kruis van Jesus Christus is niks heilig nie. Die rooi lap beteken niks. En ons hang dit aan, ons verhoog dit. En as ons kan verstaan, maar die bloed van Jesus, sy lewe verander my, verander die hele prentjie. Dan sien jy eintlik die klug van alles. Die nutteloosheid. Die valsheid. Dit wat mense se harte en gedagtes vashou, emosioneel. Maar as mense deur die woord gaan en dit is so vry en heerlik en jy verstaan, dan is dit die hart los en vry. Is dit nie so nie? Sjoe, prys die Here. So die opsomming van alles is, daar's geen opdrag om enige fees verder te onderhou nie, selfs in die Pinksterfees wat in vervulling gekom het nie die Loofhuttefees nie, niks feeste moet jy nog onderhou in die Nuwe Testament nie, want dan is jy onder die vloek van die wet, jy word losgemaak van die Here Jesus Christus, jy gaan terug na die wet van sonde toe. Mens slag nie weer 'n lammetjie nie, want dan sê die Here Jesus Christus is nie geslag vir ons nie. So jy gaan slag, jy gaan offer, joh, dis eintlik verskriklik. Dis bitter erg. Daar's geen opdrag in die woord om die bloed te pleit nie, en ek besef dat elkeen wat bloed pleit, sal vir jou sê, maar dit staan nêrens in die woord nie. Daar's nie eers 'n aanduiding daarvan nie. Niemand in die hele Bybel het ooit die bloed gepleit nie. So wat doen ons? En dit is seker die moeilikste ding om van los te kom. Hoekom? Dis 'n erg suurdeeg. Omdat die mense dit in jou gebed gebruik. So dit brand vas in jou hart. Dit brand vas in jou gewete. Ek het nie die bloed gepleit nie. Daar gaan vandag iets met my mense gebeur. My goed gaan gesteel word. Jy lewe dag en nag in hierdie vrees. So dit staan nêrens in die woord nie. Almal is eens daarmee, ewen die mense wat dit doen, is eens daarmee, dit is nêrens in die woord opgeteken nie. Dis 'n tradisie wat begin het, en mense het gevolg. Dit is nou soos 'n woord wat uitgaan profeties wat vals is, en almal begin agter daai woord aangaan, terwyl dit glad nie in die woord van die Here staan nie. So hulle praat agter mekaar, en hulle begin agter mekaar, hulle naap mekaar, en so begin hierdie leuen vorm, tot hy 'n groot leuen is, wat die mens volg. So dit is seker een van die ergste dinge, want 'n mens voel skuldig wanneer jy nie die bloed pleit nie. Mens voel asof God jou nou nie gaan bewaar nie. Ek het nou vergeet. So dit is 'n ding regtig om los te kom, om vry te kom. En as jy kan vanaand verstaan, waar die bloed van Jesus gaan, kom jy los. Kom jy vry. Want dit gaan oor vergifnis, dit gaan oor reiniging. Dit gaan daaroor dat ons siel kan vrykom en kan loskom. So dit maak my vanaand so opgewonde. So het hy die
duiwel oorwin. En dit is hoe ons die duiwel moet oorwin, deur vergifnis van sonde. Is dit nie mooi nie? Dis die enigste manier hoe ons kan loskom, hoe ons kan vrykom, hoe ons gered kan word. Daar is nie 'n ander wy nie. En ons moet verstaan, na jou wedergeboorte, al is jou ou lewe weg, gaan jy weer sonde doen. En wat maak jy met daai sonde? Dis hoekom ons 'n voorspraak het, 'n afspraak by die Vader, deur die Here Jesus Christus, wat die offer kom bring het, sy lewe kom gee het, en die prys betaal het. Maar hy het opgestaan uit die dode. Die dood kon hom nie vashou nie. Hy is nie meer daar nie, hy is nie meer op die kruis nie, hy is nie meer die bebloede man nie. Hy is verheerlik, hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hy het oorwin. En daardeur kan ons oorwin. Is dit nie amazing nie? So ja, ek hoop dit het vanaand vir u iets beteken, en dit kan loskom in die harte en in die siele, en ons kan vrykom en loskom, en ons kan hierdie nuwe lewe begin lei in die Here Jesus Christus, wat hy saam met ons eet en drink, wanneer ons dit deelagtig is. Nie net worry oor nagmaal as sulks nie, maar verstaan waaroor nagmaal gaan. Dis net awesome, hè? Wow. So julle met 'n baie lekker aandjie, ek gaan weer afsluit met die lied. Ja, ons is klaar, ek dink nie, ons het verder nodig om verder aan te gaan nie, ek dink die beginsel het lekker deurgekom, waaroor dit gaan, wat is die saak, en ek dink van nou af kan ons in vryheid daarin lewe, loof die Here. Kom ons sing hom net gou weer lekker saam. Nuwe gebod gee ek aan julle, nie soos die ouwe nie. Yes, 'n nuwe een, 'n nuwe gebod. Los van die vloek, die wet, verband aan Christus ons Heer. Die bloed van Jesus bring vergifnis, bely om dit te ontvang. 'n Voorspraak het ons by die Vader, deur Christus. Los van die vloek, die wet, verbind aan Christus ons Heer. Sy offer is ewig bring herstel. Amen. Herstel. Die allerheiligste is oop. Ons kan ingaan. Vergifnis vra. So ver soos die ooste van die weste word ons sonde verwyder. Gaan hy nooit weer Al aan was dit so skarlaken, wit soos wol word ons gewas. Deur belydenis. Stukkie vir stukkie word die berg van bederf in ons lewe weggesluit. Genade op genade, vergifnis so groot. Los van die vloek, die wet, verbind aan Christus ons Heer. Christus is ons vry. Los van die vloek, die wet, verbind aan Christus ons Heer. Los van die vloek, die wet, verbind aan Christus ons Heer. Prys die Here, dis awesome. Los van die vloek, die wet, verbind aan Christus ons Heer. Julle met 'n lekker aandjie, lief vir almal, sien mekaar môre aand, Woensdag aand, 6:30 saam met Stanley, wat vir ons die Engelse deel gaan uitsaai. Hy gaan dit heeltemal anders as ek bedien, asseblief skakel in, baie belangrike punte wat hy weer gaan aanraak, moet dit nie misloop nie, en so sien ons lekker uit na môre aand, en dan asseblief laat weet as julle ons wil sien, dat ons roadtrip kan beplan. Lekker aandjie, lief vir almal, bye!